Goeiemôre. Dit is 11 Junie. Ek is Estie Geldenhuys en ek gesels met jou uit die woord uit oor dankbaarheid. En dit wat ek op die oomblik op my hart het om voor dankbaar te wees, is die wonder van die fasette, die geweldige fasette van die karakter van die Almagtige in wie ons glo. Weet jy, daar was 'n tyd in my lewe toe ek maak nie saak wat ek ons Vader gevra het en dan sê hy vir my, vertrou my. En op 'n dag het ek vir hom gesê, maar wat in U moet ek vertrou? Kan jy glo dat enige een so iets vir die Skepper God kan vra? Maar ek glo hy het toegelaat dat ek hom die vraag vra, juis omdat hy my hierdie ding wou leer. Ek het hom gevra, wat in U moet ek vertrou? En ons Vader se antwoord aan my was, daar is net een ding wat jy in enige een kan vertrou. En dit is karakter. My volgende vraag aan hom was, maar hoe gemaak om U karakter te leer ken? En ons Vader se antwoord, die elemente van my karakter is verskuil in die betekenis van my Hebreëse name. En vandaar die hele studie en die pad wat dit vir my oopgemaak het. Weet jy, ek kan jou nie vertel nie, dit is wonderbaar. Die ontdekkings wat 'n mens maak as jy hierdie pad stap van die karakter van ons Vader te leer ken en die seën wat dit meebring. En dit gaan werklik saam met begrip en geloofsverwagting. Want die begrip van wie hy is, versterk ons geloofsverwagting. Vader, wees ons asseblief genadig. Ek bid dat U nou U hartsgesindheid en begeerte vir elkeen van ons in ons wese plaas. Vader, ons bely ons het dit nie. Daarom bid ons. Kom vul ons nou met U hartsgesindheid. Plaas dit in ons binneste asseblief, Vader. Raak ons aan met 'n begeerte tot die wonder van U waarheid. Mag ons so 'n ernstige begeerte hê tot U waarheid, dat ons sal soek en vind. Ek vra dit in die naam van Yeshua. Amen. Nou die naam wat ek graag vandag met jou wil deel, ten opsigte van sy betekenis, is die naam Gai. Mens spel dit C-H-A-I, en hierdie naam word soms gekoppel aan die naam El, sodat dit verwys na El-Gai. Nou ons weet, die betekenis van die naam El staan vas, dis Almagtige. Niks in die skepping, net mooi niks, het meer krag of insig of autoriteit of bedingingsmag as El nie. Wanneer El saam met die naam Gai genoem word, bring dit hierdie betekenis van El as 'n toevoeging tot die naam Gai. Nou, wat beteken die naam Gai? Kort en kragtig, lewe. En dit is waarvoor ek jou vra om vandag saam met my dankie te sê. Kom ons loof en prys sy naam vir lewe. Weet jy, maar nou gaan dit nie net oor lewe en al die mense wat jy om jou sien wat lewe en al die goggas en die voëls en die diere. Dit gaan veral oor goddelike lewe. Kom ons dink vir 'n oomblik, staan in jou stil in jou kop. Staan op 'n plek in jou kop wat jy baie mense sien. En as jy so baie mense sien, dan mag jy vra, hoeveel van hierdie baie wat hier voor my is, verstaan genuine wat lewe in God is? Want om as mens te lewe is een ding, maar om lewe van die almagtige Skepper God in jou wese te ontvang en in jou rond te dra, dis heeltemal iets anders. Wie? Gai is die enigste bron van lewe in die ganse skepping. Alles wat lewe, het lewe uit sy hand ontvang. Gai is lewe
en hy gee lewe. Mense, diere, voëls, visse, dink plante groei, insekte, organismes wat in die grond lewe of in water is. Oral waar jy lewe vind, moet jy weet hierdie lewe kom direk uit die hand van Gai. Maar hy wat lewe gee, kan ook lewe neem. Alles volgens sy raadsbesluit. Daarom, erken hom as die gewer van lewe, respekteer hom as die gewer van lewe en jubel daarin dat slegs lewe kan baar, selfs in die moeilikste omstandighede, en ook dit gebeur volgens die wil en die ingrepe van Gai. Hoe is dit moontlik? Want die God wat ons dien is die enigste een wat lewe kan gee. Selfs in 'n bestuursvergadering, 'n skripsie vir 'n graad, beplanning vir huishouding. Daar is so baie om hieroor te praat. Kom ons wil staan met 'n paar teksverse, want jy sien, hier is eintlik twee dinge wat ek bitter graag vandag wil deurgee, en die een is, Gai is die gewer van lewe. Dis die belangrikste. Geen lewe kan bestaan as hy dit nie toelaat en gee nie. Maar aan die ander kant, kan ek en jy nie ware, goddelike lewe hê of ontvang of leef as ons dit nie uit sy hand, uit sy karakter ontvang nie. So, luister na 'n paar teksverse. Psalm 42 vers 3, my siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? Met ander woorde, in ons binneste kan ons slegs vrede en lewe hê as ons dit ontvang van Gai af. Jeremia 10:10. Maar die Here is waarlik God. Hy is die lewende God en 'n ewige koning. Vir sy toorn beef die aarde en die nasies kan sy grimmigheid nie verdra nie. Hoor mooi, die Here is waarlik God. Hy is die lewende God en 'n ewige koning. Slegs in hom is goddelike lewe. En slegs uit daardie lewe kan ek en jy waarlik lewe. Kyk, daar is soveel goed wat lewe. Maar as die lewe van die lewende God nie daarin is nie, dan is daardie lewe gedoem. Onthou, lees Jeremia 10:10. Maar die Here is waarlik God. Hy is die lewende God en 'n ewige koning. Vir sy toorn beef die aarde en die nasies kan sy grimmigheid nie verdra nie. Want weet jy, omdat hy lewe, is daar net mooi niks wat ons vir hom kan wegsteek nie. En niks waarin hy ons nie kan bystaan nie. Johannes 6:69 lees, en ons het geglo en erken dat u die Christus is, die Seun van die lewende God. Hoor mooi, ons het geglo en erken dat u die Christus is, die Seun van die lewende God. Dink jy hoeveel gode is daar? Hoeveel gode word op die wêreld aanbid deur soveel mense en mensegroepe, maar daar's net een lewende God, en hierdie lewende God is die skepper van alles wat lewe. En dan is daar die verwysing na die gelowiges in 2 Korinte 6 vers 16. Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het. Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees en hulle
sal vir my 'n volk wees. Weet jy, ons moet besef, na die mate wat ons lewe in El-Gai verstaan, en dit daarom ons eie maak, sal ons lewe in El-Gai, in elke besluit wat ons ook op aarde aanpak, wat ons ook al begeer, verlang, afwag, ons sal dit doen vanuit hierdie lewe wat El-Gai in ons plaas. Ons kan op ons eie leef. En ons sal 'n lewe van soek en moeilikheid en deurmekaarheid beleef. Of ons kan kies om die lewe van El-Gai, om daarin te glo en dan te bid en te vra dat lewe van Gai in my sal wees. En dat lewe van Gai, elkeen van die besluite wat ek ooit neem, my gesindheid, my aanpak van enige saak, ek mag vra dat die lewe wat in Gai is, dit alles in my lewe sal word en bestuur en leef. Dit is ons eie keuse. Hemelse Vader, is dit waarlik U bedoeling dat elkeen van ons 'n tempel sal wees vir U as El-Gai? Vader, wees ons asseblief genadig. Mag ons tot die volle begrip kom van die volheid van hierdie waarheid, dat lewe slegs in U te vind is. Meer nog, dat elkeen van ons, waar ons ook al gaan, U lewe in ons kan dra, sodat ons dit kan uitleef. As 'n voorbeeld van wie U is. El-Gai, help ons asseblief om draers te wees van U wonderbare lewe, waar ons ook al gaan. Ek vra dit in die wonderbare naam van Yeshua. Amen.